Vandag gaan ons kyk na hoe om 'n verslag te skep in Access. Nou om 'n verslag te skep, klik ons op Create en dan op Report Wizard. Nou hier kan ons seker maak, wil ons verslag gebaseer hê op 'n tabel of op 'n navraag. Vir nou gaan ons dit baseer op die tabel studente. Die velde wat ons wil insluit in ons verslag is die studentenommer, die van, die naam, die geboortedatum, die geslag en die graad. Nadat ons dit gekies het, klik ons op Next. Ons gaan nie op hierdie stadium enige groepering doen nie. So ons klik weer op Next en dan gaan ons sorteer volgens van en die volgende is die naam. En dan klik ons op Next. Hier kan ons die verskillende layouts kies. Ons kan sien hoe lyk hulle. En kom ons kies maar tabular. En dan volgende. En hier kan ons die verskillende style kies wat ons het volgens wil hê. Kom ons kies maar Access 2007. En volgende. En hier kan ons nou 'n beskrywende naam insit. Kom ons maak dit lys van studente by Skatkis skool. En ons wil gaan sien hoe lyk ons verslag. So ons sê finish. En dan werk hy net so bietjie en dan wys hy vir ons hoe lyk ons verslag. Nou hier is ons verslag met al ons velde, met ons naam van ons verslag. En hy bestaan net uit een bladsy uit met die datum links en die hoeveelheid bladsye regs. Hier kan ek ook sien hoeveel bladsye is daar nou meer was, kon ek nou tussen hulle beweeg het. Maar nou kan ons sommer sien hier op hierdie verslag dat daar nie groot genoeg spasie is daar vir die van nie, daar is vreeslike groot spasie vir naam en studente en so aan. So dit is goedjies waarna ons kan kyk. Nou ons kan die close print preview toemaak en dan is ons sommer dadelik in die design view. Nou in design view kry ons 'n report header. Nou die report header kom slegs voor op die eerste bladsy van 'n verslag. En dan kry ons die page header. Nou in die page header, hy kom op elke bladsy voor en in elkeen van hierdie blokkies is 'n veldnaam wat binne in ons tabel is en hierdie blokkie waarna hy is word 'n label genoem en die inhoud van 'n label of 'n etiket in Afrikaans verander nie, dit bly konstant. So dit is ons opskrifte wat op elke bladsy sal voorkom. In die detail kolom kry ons die tekshokkies of tekstbox en hierdie verander volgens elke rekord in jou tabel. Dan kom ons kry ons die page footer wat voorkom op elke bladsy en let op dat hier 'n formule ingetik is en dit is die formule vir die datum in Access. Let op dat dit is gelyk aan now met 2 hakkies is. Dit verskil van Excel. En dan hier het ons 'n formule vir die bladsy. Bladsy 1 van hoeveel bladsy in totaal daar is. Dan kry ons die report footer wat slegs aan die einde van 'n verslag voorkom en ons kan die veld groter trek. Wanneer ons ons muismerker verander in daardie tekentjie, dan kan ons hom groter trek. So kan ons al die velde groter en kleiner trek soos wat ons dit graag wil hê. Ons kan, wanneer ons op die eerste op 'n etiket klik, dan sal hy die ooreenstemmende tekshokkie ook selekteer, want hulle is gebonde aan mekaar. Nou, indien ons dan nou die veld wil groter trek, dan kyk ons na daai pyltjie,
dat daai pyltjie verskyn met die wat weerskante toe wys en ons klik en ons trek. Ekskuus. En dan kan ons die veld groter en kleiner maak, nee, maar die beste om te sien of alles in ons verslag gaan inpas en hoe dit lyk, is om na die layout view toe te gaan. Nou in die layout view kan ons seker maak dat daar genoeg spasie is vir elke veld se data. So ons kan hulle kleiner en groter maak daarvolgens. En so kom ons maak gou al die velde groter en kleiner. Hier wil ons daarom sien, daar staan geslag, en hier wil ons daarom sien, daar staan graad. Nou, ons kan elke ry kan ons selekteer. Wanneer jou muismerker verander in 'n pyltjie, dan selekteer jy die hele ry. So ons kan daai hele ry dan nou verander na gesentreerd toe. Let op, die eerste keer toe ek het gedoen het daar niks gebeur. Eerste keer het ek geklik het daar niks gebeur nie, omdat hulle verskil het, maar nadat ek 'n paar keer daar geklik het, het hy wel om gesentreer. Nou, ons kan ook kolomme selekteer, as ons daar die afpyltjie kry, en ons klik op die kolom, dan sal hy vir ons die hele kolom selekteer. So ons kan die hele kolom se justering verander, en sê maar sê dis links. Want let op dat die opskrif ook sal verander na linksblok toe. So die velde wat ek dan nou graag wil sentreer, is hierdie die studente wil ek graag sentreer, en die geboortedatum wil ek graag linksblok, en die geslag wil ek graag sentreer, en die graad wil ek ook sentreer. Goed, nou ek kan ook die agtergrondkleur verander. Kom ons begin by die opskrif. Die opskrif wil ek graag sentreer reg oor die verslag. Hy moet begin waar die verslag begin. En ek gaan hom regsblok. Ek kan die skrif grootte verander, ek kan hom dalk bietjie groter maak, sê maar 22, en ek wil vir hom 'n agtergrondkleur gee. Ja, kom ons los hom daar. Kom ons maak sy agtergrondkleur ligblou, ligterige blou. En dan wil ek ook graag ons logo hier insit van die skoolwapen se logo. En dan kan ek ook natuurlik elke kolom of elke kolom se agtergrondkleur kan ek gaan verander. As ek die eerste veld klik van die kolom, dan sal hy die kolom selekteer behalwe die opskrif, en dan kan ek sy agtergrondkleur gaan verander. Kom ons maak dit sommer donkerblou, en dan sal ek die skriftipe moet verander na wit, wat sigbaar is op die
donkerblauw agtergrond. En so kan ek elke veld gaan 'n ander kleur maak, deur net op die eerste een te klik. Kom ons gaan terug na Design View toe. Nou jy sou gesien het dat die agtergrond, kom ons net weer sien daar by die print preview. Hier is elke rekord het 'n ander kleur. Nou ons gaan dit gaan verander. Ons klik op die agtergrond by die details en ons klik reg en dan hier by alternate fill back color gaan maak ons dit none. As ons dan na die print preview toe gaan, dan sal ons sien dit is weg. En ons close hierso. As ek byvoorbeeld hierdie teks of hierdie etiket wil verander na 'n tekshokkie toe, kan ek regs klik en sê change to textbox. As ek op hierdie tekshokkie wil klik en hom verander na 'n label toe, kan ek ook regs klik en change to. Ek kan hom 'n label, 'n listboek of box of 'n combo box maak. Indien ek iets wou alfabeties wou sorteer, kon ek ook hierso sê sort ascending of sort descending. Mens kan 'n bietjie maar speel. En dit is die basiese Waar's my logo nou een? Kon ons hom net weer gaan insit en toe kom het hy nou verdwyn. En daar is my verslag van al die leerlinge wat tans as studente ingeskryf is by Skatkus